Goeiedag luisteraar, wat 'n voorreg om weer eens saam met julle te verkeer in die woord. Vandag praat ons juis oor ouderlinge en diakens. Maar het jy al gewonder hoekom daar in die kerk mense is wat ouderlinge of diakens genoem word? Nou dalk dink jy, dis seker net kerkmense se ding, dit het niks met my te doen nie. Maar hier's die geheim, dit het alles met julle lewe te doen, met jou gesin, met hoe jy ander ervaar, selfs met hoe jy God se liefde voel. Kom ons begin met ouderlinge. Nou, ek gaan met julle praat oor ouderlinge, hoekom dit vir jou saak maak. In die Bybel word gesê dat ouderlinge oor mense se siele waak. Gaan kyk veral in Hebreërs 13 vers 17. Met ander woorde, hulle is daar om seker te maak dat jy geestelik nie verlore raak nie, dat jy hoop en rigting het. Maar ons het die verantwoordelikheid ook om met hulle te gaan praat. Nie net met die dominee nie, maar met mekaar. Dink daaroor. Almal van ons kom op tye waar ons moeg en moedeloos is, waar ons vrae het oor God, waar ons nie weet watter kant toe nie. 'n Ouderling is iemand wat juis daar is om jou te help onthou. God het jou nie vergeet nie. So, ouderlinge bestaan is nie net vir die kerk as struktuur nie. Dit is vir jou siel, jou vrede, jou geloof, vir die kerk se liggaam. Gaan kyk veral wat is hulle pligte in 1 Timoteus 3. Maar nou dink ons bietjie aan die diakens. Hoekom maak diakens saak? Die eerste diakens is aangestel omdat mense honger was. Gaan kyk veral in Handelinge 6. En dit wys vir ons, diakens is daar dat niemand agtergelaat word nie. Miskien het jy al swaar gekry en gevoel niemand sien jou nie. Dan weet jy hoe kosbaar dit is as iemand prakties kom help. Dit is die hart van diakens. Hulle herinner jou dat jy nie alleen is nie. En hier's die ander kant, elkeen van ons kan iets van 'n diaken wees, deur ander raak te sien, deur liefde sigbaar te maak. Dis waarom dit jou aangaan, want dit wys dat God se liefde nie net in woorde bly nie, maar werklik tot in jou alledaagse lewe kom. Dis sodat ek en jy die diakens kan help om hulle werk meer te kan doen in Christus, deurdat jy ook uithelp. Maar wat beteken dit vir jou en vir my? Die Bybel sê die kerk is soos 'n liggaam. Elke deel het 'n funksie. Elkeen is nodig. Ja, God roep ouderlinge en diakens om te lei en te dien. Maar dit beteken nie dat die res nie van ons moet net sit en kyk agterna hulle toe nie. Jy het jou eie gawes, jou eie plek, jou eie roeping. Saam met die ouderlinge en diakens leef ons Christus uit en dit maak ander ook honger na God se koninkryk. Ons moet die verskil wees wat God nodig het in hierdie wêreld. Ons dra nie net 'n badge van Christen wees nie. Ons leef Christus elke dag in ons werk, ons huise, ons dorp. Ons moet trots sê ek's 'n Christen, ek het 'n verhouding met God. Dis nie net 'n badge nie. Dis in my mens wees om God te lewe want die Heilige Gees is in my. Ons wil dus dan almal help groei, self onsself, in geloof, in hoop en in verhouding met God, sonder verwyp, met liefde in Christus. So, die volgende keer as jy hoor van 'n ouderling of 'n diaken, dink jy net aan 'n titel in die kerk nie. Dink daaraan as 'n teken dat God ernstig is oor jou lewe, oor jou hoop, oor jou toekoms, oor die liggaam van Christus, dat hulle groot werk het, maar jy ook. Want ouderlinge help jou om koers te hou. Diakens wys jou dat jy gesien en geliefd is. En dis jou en my werk, sodat ek en jy ons gawes saam met dit ook uitleef en hulle help in die taak van Christen wees, in 'n liggaam van Christus te wees. En so saam nooi ek julle om ook iemand anders se hoop te wees. Dit is hoekom hierdie boodskap vir jou belangrik is, want dit gaan oor jou eie lewe.
jou siel en jou plek in God se groot plan. Kom ons trek mense nader aan God en nie verder nie. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons weet dat U sê ons moet deel van 'n geloofsgemeenskap wees. Ons moenie soos ander se gewoontes wegbly van die gemeenskap van heiliges nie. Maar Here, ons sien ook die belangrikheid van ouderlinge en diakens, maar ook van onsself, dat U ons elkeen roep. Dankie dat U mense roep om ons te lei en te dien. Dankie dat U soveel omgee vir elkeen van ons, dat U seker maak ons is nooit alleen nie. Here, leer ons ook om ander te dra, om liefde sigbaar te maak en om U lig te wys in die wêreld. Mag ons die verskil wees wat U nodig het. Ons bid in U naam alleen. Amen. Mag hierdie week vir jou kosbaar wees, maar ook hierdie dag. Tata.